Ek dink is 'n uitgemaakte saak in hierdie samelewing dat die kinders, die volgende geslag, is absoluut die belangrikste komponent van enige samelewing. Is ek reg as ek so sê, Sanet? Jy is baie reg, want kinders, ons weet kinders is altyd die future, maar ons kinders vandag het ontsettend baie druk op hulle en baie dinge waaraan hulle moet voldoen en eise wat op hulle gestel is en ook veral op ons ouers, nee, want ons ouers voel gedwing om te moet werk. So, wat doen ek? My kind moet al 5 uur in die oggend opstaan, begin reg wees en hy moet die hele dag kan fokus en konsentreer, want na skool moet hy na skool toe gaan. So na skool is 'n baie nuwe ding wat begin het en wat ouers, jy weet, jy kom net nie deur alles as jy werk en jou kind is nie in die naskool nie, want naskole moet al meer en meer help met huiswerk en help met deur die programme kom en rondry en alles, al die ou druk waaraan die kinders moet voldoen. So dit is 'n generation wat heeltemal ons nog nooit gehad het nie. Is 'n generation wat blootgestel word aan baie ander dinge. As gevolg van tegnologie, as gevolg van alles wat verander het en alles het verander en die wêreld gaan nog meer en meer verander. So ons moet ons kinders vat en ons moet vir hulle tools gee sodat hulle kan cope met dit waardeur hulle moet werk, dit wat hulle in die toekoms gaan mee gekonfronteer word, want gee jy kind tools en lei jy hom op en leer jy hom, dan kan hy mos tot 'n groot mate na homself kyk. Nee, of nie na homself kyk nie, maar hy moet verstaan hoe werk sy brein, waarvan hou ek, wie is ek? En baie van my kinders sê vir my, dan is net, ons kry nie eers tyd om te dink nie, want dis staan op, maak gou, hardloop na die volgende ding toe en dis net heeltyd pressure. En assesserings is deesdae so moeilik vir my onderwysers, want hulle kry druk van bo af, wat amper elke tweede week, hulle leer 'n kind amper skaars iets, dan word weer geassesseer daarop. Die kind kry nie tyd om, 'n juffrou kry amper nie tyd om haar kind behoorlik te leer nie. En onthou, integrasie moet plaasvind. So jou brein is nog steeds iets wat jy moet met jou saam laat werk. Dit kan nie jou vyand word nie. En jy moet seker maak dat dit wat jy hom aan blootstel, tyd kry om te integreer. Want dan word dit deel van jou menswees en jy weet om dit te gebruik en jy weet om nuwe, ons noem dit breinpaadjies, dit is eintlik regtig hoe mense brein werk. Jy maak nuwe paadjies, jy hanteer nuwe goed, hy ontwikkel, die linker en die regterkant moet met mekaar kan praat, hulle doen albei verskillende tipe werke en dan moet 'n mens van jou brein af regdeur dat jou lyf nog luister op wat jy doen. Want ek kry baie keer vir al die seentjies, hulle sê vir my, tannie Sanet, maar ek het vir my hand gesê, maar hy wil nie luister nie. So mens moet hulle, ons moet leer, ons moet educate, ons moet tools gee, dat ons kinders net 'n bietjie kan nog steeds op die einde van die dag tyd het om te speel. Want kinders leer deur speel. Groot mense leer ook deur speel. Groot mense speel baie. Dis vir ons lekker is om sê toe te gaan nie. Sanet, die kindertjies wat jy hier kry en waarmee jy werk, is nie noodwendig kinders wat 'n probleem het nie. Dit is ook die begaafde kinders. Absoluut, hoor. En dit is Sakkie, as ek dalk vandag vir jou ietsie kan sê, dit is een van die grootste mites en misverstande, dat wanneer jou kind arbeidsterapie toe kom, is daar iets fout met hom. Arbeidsterapie ontwikkel. Arbeidsterapie, dit beteken nie jou kind het, dis is 'n wonderlike voorreg as jy jou kind kan bring, want ons werk holistically, ons werk met die hele brein, die hele mensie. En geen mens nie, is net dom of is net slim nie. En baie keer, jou begaafde kinders is aan die ander pool van jou kinders wat meer sukkel, of die kind wat nie in mainstream kan in hoofstroom onderwys wees nie, is want hulle dink anders en hulle het nie al die skills wat hulle noodwendig hoef te hê nie, baie keer social skills nie. So ons probeer, maak nie saak wat jou kind se IQ is nie, ons wil steeds op die einde van die dag 'n gebalanseerde mensie hê, wat geïntegreerd is en wat gelukkig is. En ek dink dit is net,
Die kinders bly belangrik, maar ek kyk na die benadering hierso en ek staan verstom, want jy het nou gesê speel is so 'n belangrike manier om 'n kind sekere vaardighede te leer. Ja. Dis presies wat julle doen hierso. Dis presies wat ons doen. En so ons vat die groot voordeel wat ons ook het in arbeidsterapie is jy skep 'n omgewing wat 'n place of safety is. So die kind, hy kan speel, hy leer jou ken, hy raak vertroud met die area, hy weet dat hy hiernatoe kan kom en hy kan net homself wees. Daar's nie eise nie, ons wen eers sy vertroue. En dan het mens daai absolute autoriteit, want as 'n kind moet jou eers vertrou. Ja. En as hy jou vertrou, dan kan jy hom stadig maar seker uit sy comfort zone uithaal. En jy kon begin hom dan, sonder dat hy dit agterkom, konfronteer met die goed waarmee hy regtig sukkel. En wat mens dan, wat juffrou so dikwels oor dan bekommerd is, ensovoorts. Want Sakkie, ek wil ook vir jou sê, dat my onderwyseresse is een van my belangrikste hulpmiddels, want hulle werk met daai kinders, hulle het insig, hulle is baie keer raad op, maar as ek hulle sekere guidance gee en sekere leiding, wat ons baie van hou om te doen met workshops, is, raak hulle van onskatbaar, hulle is onskatbare waarde, want hulle kan vir jou 'n ding so pinpoint, en hulle weet nie altyd presies nie, maar hulle het net 'n gut feeling, hierdie kind het 'n bietjie hulp nodig, en onthou, elke kind dink uniek, en daarom kry ons gewoonlik dat, of baie keer kry ons dat 'n pappa sê, die kind is net lui, en mamma sê, nee, my kind dink net anders nie. So dis baie, ons mammas het mos altyd 'n bietjie genade nodig. En aan die ander kant, luister 'n seun glad nie vir sy ma nie. So dit is hoekom, of enige kind luister mos nie vir hulle ma nie. So Sakkie, ek sê nou dis kinders, jy wen daai kind se vertroue, maar jy wen ook die ouers se verhouding. En ek kan nie werk sonder dat ek my ouers help nie. Dis 'n familie. Want een van ons groot dinge deesdae is, families is anders. Kinders word nie meer net deur 'n mamma en pappa grootgemaak nie. Party word deur oumas en oupas en tannies grootgemaak. Gesinne is ontsettend onder druk, finansiëel. Gesinne is opgebreek. Party kinders het 3, 4 mammas of oumas of wie ook hulle by moet gaan bly. So ek kan nie my kind uit sy gesin uithaal nie. Ek moet hom daar as 'n unieke mens daar binne-in sien, en dan moet ek guidance en leiding gee. En dit beteken, een van die belangrikste dinge wat my ouers moet onthou, is dit beteken nie die ouer het iets verkeerd gedoen nie. Dis net, kinders is challenging, en slim kinders is challenging, en kinders wat meer sukkel is ook challenging, en ons weet dit almal nie, die dag toe jy daai kindertjies gekry het jou lewe verander. So ons help mekaar, en ons maak nuwe planne, en ons guide mekaar, en ons neem die hele gesin in ag, want baie keer is die oumas ook so betrokke, nê? Ons kan amper nie meer sonder hulle regkom nie, en ouma het 'n ander sienswyse, en mamma en pappa het 'n ander manier, en dit moet by mekaar uitkom. Anders weet ons kind nie wat aangaan nie. Nou goed, hier het ons dit binne in Parys. Dit is alles in belang en tot voordeel van ons kinders, maar ook vir ons gesinne, ons ouers, en selfs ook vir die grootouers. Verseker. Sanet, arbeidsterapeut van Parys, baie dankie.